Dankie dat jy vanoggend uitgekom het, hierdie koue uit om saam met ons te wees, by hierdie diens. Ons is op reis met 'n reeks genaamd Ek en my huis. Laasweek afgeskop, hierdie week gaan ons verder en voor ons na 'n spesifieke tema gaan na kyk, van vanoggend, wonder ek of jy al by 'n situasie was waar jy 'n sekere produk of uitvindsel raak geloop het, iewers gesien het, en jouself vra, maar waarvoor is hierdie? 'n vreemde tipe van 'n produk en jy wonder, wie het hulle besiel om so iets uit te dink? Om so iets op die mark te sit? Nou ek kan net een of twee vir jou wys daarvan, vanoggend wat jy dalk nog nie gesien het nie, of al gesien het. Die eerste daarvan is daar in die 1970s, was daar 'n man gewees, Gary Dahl. Hy het hierdie, kom ons sê maar uitontwerp, 'n produk wat in 'n boks is, 'n vreeslike lae onderhoud troeteldier, wat hy genoem het die pet rock. En glo dit of nie, dat hy het miljonair geword, as gevolg van 'n klip te verkoop, as 'n lae onderhoud troeteldier. Hoef nooit kos te gee nie, jy kan hom aandag gee wanneer jy so voel. So ja, daar is dalk 'n idee vir jou, as jy troeteldier soek. Nog 'n uitvindsel, wat ook vreemd is, maar miskien het jy al gehoor of van, hulle praat van die klokkie, weggel alarmklok. Hier is ideaal in die winter, vir die ouens wat met vroeg opstaan. En interessant, jy kan hom eintlik kry op Amazon, kan jy hom gaan bestel as jy regtig wil. Die pitch wat hulle gee vir sy bemarking is, harde wekker vir swaarslapers. Die enigste extra superharde, slim, skreeuende oulike weggel robotwekker vir swaarslapers en kinders se slaapkamers. Nou ja, mense dink aan alles. Hulle dink aan jou wat ook jou wekker so snoes nou en dan. Net 'n laaste een hierso, nog 'n uitvindsel wat dalk vir die jong ouers, vir ouers met kinders, wat hulle praat van 'n baba mop wessie. Die idee is dat jy kan, vanaf die ouderdom van 0 af tot 18 maande het hulle sizes voorsien ek, so dat jy kan bietjie geld spaar op jou skoonmaak efforts, en dalk het jy bietjie meer ekstra geld vir die doeke en die melk dalk nodig. Nou ja, maar dis werklik 'n produk ook wat jy kry. So ja, mense dink allerhande goed uit waarvoor hulle goed uitdink rondom uitvindsels. Ons kan lekker lag hieroor, maar die punt van dit is, so vreemd as wat hierdie produkte is, en ons baie keer wonder hoekom mense dit maak, is die manier hoe ek en jy kan uitvind, hoekom dit daar is, waarvoor dit eintlik reg gebruik kan word, is ons moet die uitvinder vra. Die persoon wat hierdie goed uitgedink het, en die hart en die visie agter die produk vir ons kan deel. Vanoggend kyk ons na die huwelik. Huwelik wat 'n groot deel van 'n gesinsopset van 'n familie is, en die vraag ook te vra, maar as die huwelik, wat eintlik 'n baie komplekse uitvindsel, as ek so kan stel, is van ons samelewing. Wie het hierdie uitgedink? Wie het gedink dat daar so iets moet wees, soms so vreemd en kompleks as wat dit ook kan wees, jou en my lewe? Nou, ek wil nou saam met te blaai na 1 of 2 gedeeltes doen. Genesis 2, hier in die begin van die Bybel, vers 18, en dan gaan ons vers 23 en 24 ook lees, wat vir jou en vir my kom sê iets oor die huwelik. Vers 18 kom sê die volgende, daarna sê die Here God, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n metgesel maak, een soos hy. Natuurlik op daai stadium was net Adam in die prentjie gewees, die enigste mens. En dan sien ons dat God 'n metgesel maak vir hom. Kom ons kyk na sy reaksie, vers 23, wat was Adam se reaksie gewees? Uiteindelik is dit die regte metgesel, sê die mens. Sy is regtig deel van my. Sy sal vrou genoem word,
want sy is uit die man geneem. Dit verklaar waarom 'n man van sy pa en ma weggaan en saam met sy vrou lewe en hulle dan soos een mens word. So ek dink is duidelik vandag as ons begin met hierdie boodskap dat die huwelik is God se idee. Hy is die uitvinder daarvan. Hy dra die hart en die visie en die doel van hoekom daar 'n huwelik moes gewees het en is in ons samelewing vandag. Selfs toe God die mens gemaak het in die begin en vir Adam daarmee vir Eva daarmee saam ook, sien ons dat dit God se hart gewees. Man en vrou wat saam een word, saam die pad kan stap. Nou vanoggend terwyl ons hier sit, besef ek dat hier is waarskynlik ten minste 7 kategorieë mense hier. En ek is belangrik dat ons dit noem. Die eerste kategorie is hier's mense wat enkellopend is en wat nie beplan om te trou noodwendig nie. Dan is die mense wat enkellopend is wat droom en hoop vir daardie spesiale persoon om 'n lewe in te kom, of wat dalk reeds in 'n verhouding is of verloof is en beplan om te trou. Dan is hier vanoggend mense wat jong getroud is, wat nog uitfigure wie met die swart sakke uitsit, wie met die toiletrolle omruil, al daai goed, wat nog hulle voete vind in die huwelik, vars in die huwelik is. Dan is daar mense wat jare getroud is, lank, wat vanoggend sê hulle is gelukkig, hulle is op 'n goeie plek in 'n huwelik, maar daar is altyd natuurlik plek vir groei, nê. Hier's mense wat lank getroud is, wat regtig groot uitdagings beleef in die huwelik, wat nie weet hoe hierdie gaan verder uitspeel nie. Hier's mense volgend hier wat 'n lewensmaat en dood afgestaan het. Wat weet wat liefde is en wat dit was, daardie herinneringe wat hulle saam met hulle koester steeds, maar het vanoggend die gemis voel van daardie lewensmaat. Hier is natuurlik vanoggend mense hier wat die gebrokenheid in die huwelik beleef het, wat egskeiding ervaar het en die seer daarmee saam. Ons herken vanoggend julle ook hier in die gehoor. Maar vanoggend wil ek vir julle sê, maak nie saak waar jy is, tans nie huwelik nie, dat vanoggend se boodskap is vir elkeen. Of jy enkellopend is, geskei is, jy weet of weewenaar is, vanoggend kan met jou kom praat. En ek dink die belangrike ding as ons praat oor die huwelik vandag, hierdie is 'n belangrike stelling ook, is dat die huwelik in God se idee is, God se prentjie, is 'n weerspieëling van sy verhouding met die kerk, Christus en die kerk. 'n refleksie is van iets groter en dieper en meer as net bloot 'n man en vrou wat saamleef. So ons kan vandag elkeen, glo ek, ietsie uithaal en saam met ons vat. As ek volgende met jou praat oor die huwelik, praat ek nie as iemand wat alles uitgefigure het of alles verstaan van die huwelik nie. Ek weet nie of dit 'n goeie ding of is nie, maar my vrou vanoggend ongelukkig gesê, is 'n bietjie verkouerig, so sy is nie hier nie. So ek kan sê wat ek wil eintlik. Maar nee, ek ook. So ons sal vanoggend wil ek sê ook, ek stap 'n pad van groei en ontwikkeling en leer wat ek voel ek nog baie om te leer met die huwelik. Ek stap saam met jou ook rondom dit. So, maar kom ons gaan kyk vanoggend oor 'n paar belangrike goed. Ek dink ons kan so baie sê oor die huwelik, maar ek wil graag 3 goed uitlig, amper soos 'n 3-poot stoel. As jy dink aan 'n 3-poot stoel is, as een van die pote nie daar is nie, is dit 'n probleem. Daar gaan jy waarskynlik afval van die stoel af. Hy gaan nie kan werk soos hy moet nie. So ek wil volgens jou 3 pilare of pote deel oor wat fundamenteel is tot 'n gesonde huwelik. Ek wil tog glo almal hier wil graag gesonde huwelik hê, gelukkige huwelik hê in 'n lewe. En dat jy vanoggend iets kan saam met jou vat rondom dit ook wat die Here op ons hart kom lê. So kom ons kyk na 'n paar belangrike goed vandag hier oor die huwelik. Die eerste ding wat ek wil deel met die eerste groot poot van hierdie gesonde huwelik is die huwelik begin by God.
As hy die uitvindsel is daarvan, die uitvinder is daarvan, moet ons besef dat ons by hom moet begin. Ons leef in 'n wêreld waar die boodskap baie keer is soos volg. Die leen van huwelik. Jy moet iemand vind wat jou heel maak. Wat jou gelukkig maak, wat jou vol maak. Iemand wat elke liewe gaping en tekort in die lewe kom aanvul. Daardie regte, perfekte persoon. The one. Wat jy moet kry in lewe. Dit klink baie romanties, dit klink mooi. Maar die waarheid is, dit is ver van die realiteit van dag-tot-dag lewe. Van wat jou siel, jou menswees regtig nodig het. 'n Verwagting wat jy kan plaas op 'n lewensmaat wat hulle nie kan vervul nie. Want hulle is nie God nie. Ek en jy moet begin by die Here self as ons wil hê, ons wil 'n gesonde huwelik in ons lewe hê. Volgende hier so emmertjie. En voorstel, hierdie emmer is jou sielsbehoeftes, jou innerlike behoeftes as mens. En dat, om hierdie te vul, al wat jou lewensmaat of enige mens op die aarde van jou kan gee, is eintlik net een druppeltjie. Een druppeltjie dalk per dag. Om 'n emmer deur vol maak. Dit gaan nie werk nie, dit gaan frustrerend wees. Jy gaan voel jy gaan nooit vervul word in jou lewe nie. Terwyl die Here daar staan as 'n waterval in jou en my lewe. 'n Waterval wat ons lewe kom oorstroom, kom volmaak, oorlopends te vol. Soveel meer as wat 'n mens, so mooi, so sterk, so slim, so ryk, as wat hulle mag wees, nie vir jou kan gee nie. En daarom vandag, dis 'n belangrike punt, en te besef dat die Here, die primêre vervulling in jou en my lewe wil wees, sodat ons werklik vervul kan wees. Soveel keer met huwelikspaartjies wat ek sit in my kantoor ook, wat uitdagings beleef in huwelik is, van my vrae wat ek gereeld vra is, hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? Individueel. Waar is jy jou pad met die Here? Want as dit nie in plek is nie, gaan baie ander goed nie help nie. Maar om te besef vandag dat die Here jou in my lewe kom vervul, en vanuit daardie plek van vervulling, dat ons kan beleef, daar's iets wat ek kan gee vir my lewensmaat. Een skrifvers vanoggend dat ons na kyk is Efesiërs 5. 'n Gedeelte wat Paulus skryf oor 'n klomp riglyne oor die huwelik. Ons gaan die hele gedeelte vandag hanteer nie. Maar die kort 8 woordsin is al soveel waarde in wat ek kom sê. Hy sê die volgende: wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Daar's eintlik 2 dele van hierdie vers wat ons kan na kyk. Die eerste deel is wees uit eerbied vir Christus. Jy sien, op 'n plek die wees waar ek en jy eerbied vir Christus het, wat moet gebeur in ons lewe? Ek en jy moet by 'n plek wees wat ons erken dat Christus is die redder van hierdie wêreld. Om aanneem in geloof as die redder en die Here van ons lewe. By 'n plek te wees waar ek en jy kan besef, Jesus Christus is die hoogste gesag in jou en my lewe. Ons het dit vanoggend gesing ook. Who else is worthy? Daar is niemand meer waardig as Jesus Christus nie, en te besef dat ek eers my knie moet kom buig voor Jesus Christus. Dis die plek van eerbied, waaruit ons dan kan die volgende stap neem. Dit is om mekaar onderdanig te wees. Om te sê, weet jy wat, ek is hier in hierdie huwelik, nie met die vraag van, wat kan jy vir my gee, sodat ek gelukkig kan wees en vervul kan wees in my lewe nie. Maar die vraag verander is, omdat Christus my lewe kom vervul het en volmaak het, wat kan ek vir jou gee? Hoe kan ek jou dien in liefde? Waar kan ek vir jou 'n seën wees deur my lewe? 'n heel nuwe ander benadering en fokus is wat die wêreld vir ons wil kom skets van huwelik. Begin by God. En so vandag wil ek jou nooi om te dink ook oor jou eie lewe. Waar jy staan met die toewyding eers teenoor die Here, voor ons nog gaan na die huwelik toe. Paulus kom sê eintlik vir ons hierso, dat my toewyding aan my maat, my lewensmaat is eintlik 'n uitvloeisel vir my toewyding aan Jesus Christus.
As ek eers aan die Here toegewy is ek vol. My emmer is vol om te kan gee oorvloedig ook van my lewe. Bekende skrywer C.S. Lewis, hy kom sê die volgende oor hierdie aspek. Hy sê, when I have learned to love God better than my earthly dearest, I shall love my earthly dearest better than I do now. As ek en jy kan leer om 'n liefdesverhouding met God te kan bou wat groter is as selfs my verhouding met my lewensmaat, gaan ek beleef die liefde van God in my lewe om soveel meer te kan gee ook van my liefde verander. Gary Chapman, bekende skrywer ook van die boek 5 Love Languages, hy skryf in 'n ander boek, Sacred Marriage, sê hy die volgende vraag wat hy maak. Hy stel die vraag so, what if God designed marriage to make us holy more than make us happy? Dit klink amper soos 'n negatiewe stelling, om te dink, maar die huwelik moet ons my gelukkig maak. Ja, dit kan. En dit kan definitief 'n deel van lewe gelukkig maak. Maar om te besef dat vir God is die proses wat dit in jou doen as mens, hoe dit jou kom verander, meer belangrik as hoe jy jou lewensmaat kan verander. Dat ek nie besef die pad wat die Here wil stap ook deur 'n huwelik. Kom ons begin by God, as ons gesonde huwelike wil hê. Die tweede ding vandag, as ons kyk na die tweede poot, is die volgende, is erken en vier mekaar se andersheid. Nou, ek weet nie of jy agtergekom het nie, dat toe jy nou begin in 'n verhouding ingaan met 'n persoon, is daar al hierdie oulike verskille wat jy raak sien. Vreeslike goed wat vir jou fascineer en dink, ja, dis nou oulik en opwindend. Hulle sê, goed soos, byvoorbeeld, voor die huwelik, hy was rustig en stabiel. Nou noem jy dit traag en passieloos. Sy was spontaan en passievol, nou is dit dramaties en ongeorganiseerd. Hy was vroeg vir alles voor die troue, wat dit betroubaar beskou het, nou na die troue is dit haastig en gejaag. So baie keer daai verskille wat ons trek na mekaar toe, hierdie mooi goed, word frustrasie later. Hoekom is dit so? Ek vermoed in baie van ons lewens het ons 'n aanname wat ons maak, dat my lewensmaat is maar soos ek. Hulle moet maar soos ek optree, en as hulle nie so optree nie, dan is daar iets fout met hulle. Maar die waarheid vandag is dat God in sy almag en wysheid mense gemaak met diversiteit, verskillende uitlopende persoonlikhede, temperamente, agtergronde, maniere van dink en doen, en dit wendig die andersheid verkeerd is nie, net anders is. Maar vandag kan ek nie besef dat ons dit nie hoef te sien as 'n bedreiging in ons huwelike nie, maar juis as iets om te vier en te erken. Ek beleef baie keer in huweliksberading dat baie van die groot konflik in huwelike is nie 'n paartjie wat doelbewus mekaar wil seermaak nie, wil skade aanrig in 'n verhouding nie. Inteendeel, die hart is dat hierdie verhouding moet goed loop en moet gesond wees, maar as gevolg van verskille, misverstande, miskommunikasies, gebeur daar wrywing, weerstand wat plaasvind. So hoe kan ek en jy daai verskille oorbrug in ons lewe? Ek dink die eerste daarvan is te erken, soos ons gesê het. Om te besef daar is maniere hoe ek en jy dit kan onderskei, daar's baie verskillende hulpmiddels daarmee, wat jou my kan help. Hier by Kraik het ons, die afgelope 2 maande, het ons hele paar huweliksverrykingsgeleenthede gehad. Dit was die pre-marriage course gewees van Alpha. Dit was die marriage course ook gewees, wat vir sowat 15 paartjies vir 7 weke saam gereis het. Dan was laas naweek was Hetty en Louis Brits hier gewees, met die kweke karakter, huwelik met karakter gewees. Verskillende goed wat mense gehelp het, en onder andere Hetty Brits, wat sy gedeel het ook met hierdie huwelikse aand ook, was spesifiek die temperamentverskille van verskillende paartjies.
Miskien was jy nie daar gewees nie, maar ek wil dit net vinnig, ek dink dit is 'n goeie verwysing wat ek wil maak. Hulle het ook op daardie aand, het hulle 'n app, bifoon of toep, soos die Afrikaans sal sê, geloods, met die naam Tree Tribe. 'n App wat jy kan aflaai as jy op jou App Store of op Play Store gaan, Android, en jy gaan search net Tree Tribe, sal jy sien dat daar's 'n app wat jy kan aflaai gratis, 'n toets wat jy kan doen. Dis vir huwelike, maar dis ook vir gesinne. Jy kan eintlik ook jou kinders ook kyk rondom dit. So kyk miskien na dit, dat jy man en vrou albei dit doen en saamgesels oor die verskille. Daar's natuurlik die boek ook. Ek glo jy by Clay Jars boekwinkel sal jy ook hierdie boek kan kry van Kweke Huwelik met karakter. Om te sien ook hoe ek en jy kan verder groei in die verskille en te verstaan dat dit is iets wat 'n span sterk maak. Dis juis wat maak dat 'n huwelik dinamies is daar die ander syd van 'n man en vrou wat saamkom en sê, hoorie, kom ons werk saam, ons vul mekaar aan waar ons tekortkoming het en waar ons sterkpunt het. In Prediker 4 lees ons hierdie gedeelte wat aansluit by vandag by hierdie. Die Prediker skrywer, hy sê, 2 is beter as 1. Saam bereik hulle meer in hulle werk. As een val, kan sy vriend hom ophelp. Maar as een val alleen is daar niemand om op te help nie. As 2 langs mekaar slaap, word hulle warm. Dis 'n goeie raad vir die winter. Hoe kan die een wat alleen is warm word? Iemand kan 1 aanval, maar 2 kan weerstand bied. Jy sien die ander syd van man en vrou is juis dit om te sê vandag ons is 'n span, ons is in eenheid saam. In plaas van om te kompeteer, om te kyk wie reg is. Sê ons gaan saam hande vat en saam mekaar sterk maak. Mag ek en jy beleef in ons huwelik en ons lewens waar ons daardie ander syd kan vier en nie sien as 'n bedreiging in jou en my lewe nie. Maar vandag 'n derde poot van hierdie huwelik is die volgende. Is vra aksie. Jy sien, ek het seker nou al so 120 paartjies getrou in my lewe. Ek het nog nooit gesien waar 'n paartjie voor 'n kansel staan of gehoor dat hulle al gesê het, weet jy wat, ek trou vandag sodat ek oor so 'n paar jaar kan skei nie. Die intensie is altyd goed en eerbaar om te sê, weet jy, ek is so lief vir jou, ek sien so uit om hierdie pad saam met jou te stap. My intensie is goed. Maar as die intensies goed was, sou ons iets soos egskeidings gehad het nie. Want intensies is nie genoeg vir gesonde huwelik nie. Gesonde huwelike vra aksie. Iets wat ek en jy moet doen, 'n stap wat geneem moet word in die praktyk, wat maak dat ons sê, ons gaan 'n verskil sien in ons huwelik. Tim Keller, bekende skrywer, hy kom stel dit baie duidelik vir ons hierso. Hy sê oor liefde, love is just not a feeling, not just a feeling. It is an action, a commitment, a promise to keep for the good of the other person, even when it costs you. Jy sien, huwelike gaan van ons iets kos. Ware aksie gaan beteken, jy gaan uit jou pad uit moet gaan, uit jou gemaksone uit. Om te sê, Here, ek gaan hierdie persoon lief hê. Nie net met mooi gedagtes of selfs net met mooi woorde nie. Maar met aksie van my lewe, om 'n verskil te maak, en 'n verskil te sien in my huwelik. Dit lei ons vandag na die vraag te maar wat is hierdie aksies wat ek en jy kan neem? In jou unieke konteks kan dit verskillende goed beteken. Maar ek wil vandag net met jou 'n paar voorstelle deel, riglyne oor aksies wat jy kan neem en op 'n einde van die dag dat 'n aksie 'n ritme, 'n gewoonte word in jou en my lewe. Eerder as net 'n eenmalige gebeurtenis en te verwag dan geen huwelik regkom. So kom ons kyk net na 'n paar aksies hier wat ek en jy kan vat in ons lewe. Ek dink die eerste daarvan wat groot is bid daagliks saam. Ek het al met paartjies
gesit waar die huwelike uitmekaar uit is. En ek vir hulle gesê het, vir die volgende 3 weke, al wat ek van julle vra is, bid elke dag saam. Vra vir jou lewensmaat, waarvoor kan ek vir jou bid? En vice versa. Dis dalk ongemaklik, is dalk vreemd in die begin, maar wat dit doen aan 'n huwelik is ongelooflik. Hoekom is dit so kragtig? Jy sien, wanneer ek en jy begin bid vir iemand, begin ons iets ervaar ook van God se liefde vir daardie persoon, God se hart. Ons begin goed hoor, sekere behoeftes en uitdagings wat hulle het, wat jy dalk nie bewus was van nie. Maar die gebedsversoeke sê iets ook van wat daardie persoon se lewe aangaan. En natuurlik bovenal God se krag van gebed, die antwoord van gebed, wat hy kan kom bring. Gebed verander sake. En dis waar dit begin. As ek en jy wil gesonde huwelik hê, moet ons begin saam bid vir mekaar. Dalk in die oggend, dalk in die aand, dalk beide, maar begin bid en sien wat dit doen in jou huwelik. Die tweede ding vandag is gesels weekliks dieper saam. Wat beteken dit? Om nie net oppervlakkig te gesels oor die ditjies en daadjies van die lewe nie, maar om weekliks mekaar ten minste 1 keer 'n week in die oë te kyk, dalk 'n koffie saam te drink en te sê, hoor, hoe gaan dit regtig met jou? Hoe gaan dit met jou siel? Hoe beleef jy hierdie week so ver? Hoor bietjie agter die skerms wat aangaan. Veral wanneer kinders nie prentjie inkom, raak mense lewens baie gejaagd besig en mense fokus raak verdeeld na hulle. Maar selfs dan is dit nog meer belangriker. Man en vrou om te kan saam sit en te kan hoor, hoe gaan dit met mekaar? Hoor mekaar se harte. Dis 'n volgende stap wat ek en jy kan neem. Nog 'n aksie is 'n maandelikse herinnering in te bou. Hierdie gaan oor iets wat jy kan doen wat spesiaal, wat pret is, wat 'n memory is vir julle lewe. Dit hoef nie iets duur te wees nie, dit hoef nie 'n uitspatte geleentheid te wees nie, maar iets wat jy kan saam met die lewensmaat doen, wat jy kan geniet en saam te kan beleef ook. Weet jy wat, die lewe is nie net swaar nie, die lewe is net uitdagend, die lewe is ook pret saam met jou as my lewensmaat. Iets wat jy kan intentioneel beplan en in te sit. Dit kan dalk 'n kort wegbreek wees, dit kan dalk iewers net iets wees, uitstappie wees, om saam te kan doen. En dan laastens, beplan 'n jaarlikse wegbreek saam. Dalk met huwelikse herdenking, met iewers 'n geleentheid, en ek besef as ek dit sê, myself met kinders saam, is dit weer eens die uitdaging, die kinders iewers te los by iemand, by oupa of ouma of iemand, te sê, weet jy wat, hierdie is 'n wegbreek, net ek en my vrou, ek en my man. Want ons het nodig om te besef, die beste geskenk wat ons vir ons kinders kan gee, is 'n gesonde huwelik. 'n Pa en ma wat lief is vir mekaar, wat Dawid kan wees vir mekaar. En te besef die waarde van hierdie ritmes in jou en my lewe. Dit vra aksie, wat ek en jy moet neem, om vorentoe kan beweeg, en saam 'n gesonde huwelik te kan hê. Ek wil vandag afsluit met 'n skrifgedeelte, maar voor ek dit doen, wil ek vir jou dit sê. Ek beleef dat huwelike is seker een van die grootste teikens van die vyand. En ek dink as die duiwel kan huwelik aanval, dan kan hy kinders aanval, families, vriende, gemeenskappe. Ek en jy sal besef, ons het nodig om ons huwelike te beskerm, te bewaar, te koester, want die vyand is nie gelukkig met gesonde huwelike nie. Maar die Here vir jou en my gereedskap gee, dat hy vir ons die toerusting gee, om nie slagoffers te wees van gebroke huwelike nie. Ons kan vorentoe beweeg. Ek lees so graag hierdie skrifvers. Ons het begin met Genesis 2. En dan sien ons waar Jesus ook in Matteus, dan deel hy ook dieselfde gedeel van 'n man en 'n vrou sal weggaan en een word. Dan kom Paulus en beklemtoon opnuut weer
In Efesiërs 5 vers 31 en 32, die volgende. Daar staan mos, 'n man sal weggaan van sy pa, en 'n ma en een word met sy vrou, en die twee sal een wees. Dis eintlik 'n diep geheim. Ek noem dit om die verhouding tussen Christus en die kerk te beskryf. Jy sien, die huwelik is meer as iets tussen 'n man en vrou. Dit is 'n refleksie van ons verhouding met die Here. 'n Toonbeeld van Christus wat ons lief gehad het, hy wat as bruidegom ons as kerk die bruid daar kan wees. Vandag weet ek nie presies waar jy is in jou eie situasie nie. Soos genoem het die verskillende kategorieë. Maar ek wil vandag vir jou sê dat die Here is daar vir jou. Dat hy graag die emmer van jou lewe, van jou siel wil volmaak. Dat hy die bruidegom is wat saam met jou wil stap. En lewe kom vul soos dat geen mens dit kan vul nie. Ons gaan volgende nagmaal saam gebruik ook. En juis hierdie nagmaal is 'n teken van God se groot liefde vir ons. 'n Bewys dat God nie sy liefde teruggehou het vir ons nie. Maar alles kom gee het. Vir 'n gebroke wêreld, vir sondaars, vir stikkende mense, sodat ons heel gemaak kan word en heel kan wees. As jy volgende hierso is, as 'n paartjie, wil ek jou nooi volgende die nagmaal saam te gebruik. Om te sê vanoggend, waarvoor kan ek vir jou bid? Miskien is dit juis vanoggend die begin van daai gewoonte van gebed saam. Miskien is daar groot uitdagings tans in die huwelik. Christus se werk aan die kruis is die grootste versoening wat hierdie wêreld ooit ontvang het. Onverdiende vergifnis. Miskien het jy nodig om iemand te vergewe. Dalk 'n lewensmaat, geliefde, te sê ek wil jou vergewe vandag, vryspreek, omdat Christus jou en my vrygespreek het. Mag hierdie 'n versterking en 'n versoeningsmoment wees vir jou as paartjie, julle as paartjie saam. Volgende is jy dalk alleen hierso, op jou eie, enkellopend of wat ook al jou omstandighede, geskeide. Maar dat jy sal beleef, as jy nagmaal neem vanoggend, jy kan sê, Here, dankie. Dankie Jesus dat U genoeg vir my is. Dat U my heelmaker van my lewe is. Dat ek hoef nie eensaam te voel nie, want U is in my lewe en U sal my nooit begewe, nooit verlaat nie. Mense stel soms teleur, mense maak soms seer, maar die Here is getrou, 'n veilige skuilplek, vervulling vir jou in my lewe. Mag jy beleef hoe hy kom heel maak ook vanoggend, terwyl jy ons nagmaal gaan gebruik. Na afloop van die nagmaal gaan John hulle ook lei in 'n sang in wat vanoggend kom verklaar dat Jesus Christus die groot heelmaker van hierdie wêreld is. Daar is krag in sy naam. Niks is te gebroke, te moeilik, onmoontlik vir hom nie. Solank as wat die Here in ons lewe is daar hoop. Is daar 'n rots op te staan. Ek wil nou net hier te sluit. Ek gaan graag saam met jou gebed doen voor ons nagmaal gebruik. Hemelse Vader, ons wil U eer en dankie sê vir die geskenk van huwelik. Soos jy gesê het daar in Genesis 2, dat nie goed is dat die mens alleen is nie, dat U vir hom 'n helper gemaak het, 'n metgesel lewensmaat. Dankie vir die geskenk van 'n lewensmaat. Dat soveel mooi goed uit huwelike voortspring. Maar Here, ons erken vandag ook die uitdaging, die gebrokenheid van hierdie wêreld en van verhoudinge. Here, mag U kom stil staan by mense vanoggend. Wil ontmoet waar hulle is. En hulle beleef dat Here, U kom vul die krake op. Kom maak toe die wonde. U kom bring genesing. U kom vervul ons lewe, Here, soos geen mens kan nie. Dankie Here Jesus vir 'n kruis wat U aangehang het om te sterf het vir elkeen van ons hier.
sodat ons deur die gebrokenheid heel kan word weer. As vandag die nagmaal neem, erken ons die broodjie as 'n simbool van u liggaam wat vir ons gebreek is. Die druiwesap wat 'n teken is van u bloed wat vir ons gevloei het, skoon gewas het. Here, dankie dat ons kan nuut saam met u begin. Ook in ons huwelike beleef dit. Dankie Vader, kom seën elkeen hier waar hulle is, in die naam van Jesus. Amen.